Môre, dit is Dinsdag, dis die 10de Maart en ook die verjaarsdag van my dogter Helene. Baie geluk en baie seën vir jou op die pad. Ek moet eers voordat ek begin groot verskoning vra aan die familie, Steenkamp familie en die smalweglopers. Wat ek 'n verkeerde knoppie gedruk het en julle weer Vrydag se boodskap gekry het in plaas van Maandag. Jammer man, ek is so 'n bietjie onder die weer, bietjie 'n slegte verkoue. So as ek ook in hierdie oggend 'n bietjie krom en skeef en snaaks klink, is dit omdat die verkoue so bietjie in die keel is. Ons gesels met mekaar hierdie week oor bekering volgens die gedeelte van Johannes hoofstuk 3, waar die Here Jesus dan met Nikodemus 'n gesprek gehad het oor wedergeboorte. Nou, vanoggend wil ek dit hanteer en ek wil dit 'n stelling maak dat sonder bekering behoort ons nie aan die Here nie. Nou, wat bedoel ek daarby? Ek wil graag die beeld of die metafoor gebruik van 'n huwelik. Wanneer 'n man en 'n vrou mekaar baie goed ken, sê maar dit kom nou oor die jare, dalk saam met mekaar groot geword, saam in dieselfde skool, of 'n lang pad met mekaar geloop het, en hulle sê, maar ons ken mekaar baie goed, dan is dit nog steeds slegs 'n intellektuele kennis. Dit gebeur baie keer in die kerk. Jy word geestelik groot, en dit was my probleem ook gewees. Jy word in die kerk groot, kom of dit haal, en of dit sneeu, en of die wind waai, en of dit vreeslik warm is, jy gaan nie 'n kerk mis nie. Jy gaan kerk toe, en jy gaan sonnaarskool toe, en jy's by die kinderkraans, en dan ook kan jy 'n godsdiens, in ons ouderdom het almal godsdiens op skool gehad, daar was CSV, en daar was ook Bybelkunde as vak op skool aangebied en selfs op universiteit. En dan as jy nou 'n man soos ek is wat nog teologie swat, dan ken jy al die antwoorde. Jy ken die Bybel van kant tot kant, en as daar 'n storie te vertel is, dan ken jy hom. Maar dis al wat jy doen, jy ken dit. Dis bloot 'n akademiese kennis. Ek dink nie 'n ou sal gaan lê dat 'n dokter jou opereer net omdat hy die boek chirurgie deurgelees het nie. En dit is net so dat 'n mens moenie dink dat omdat jy nou maar al die antwoorde ken, omdat jy godsdiens gehad het al die jare, dat jy by die Here is nie. Dan is daar ander mense wat nie trou nie, maar saam bly. Hulle leef soos huwelikspaar. Hulle kan selfs kinders hê en bly met mekaar. Hulle is nie getroud nie, maar hulle leef soos getroude mense. Ja, hulle het alles wat die getroude lewe inhou, maar hulle is nie getroud nie. Ek wil dit vergelyk met 'n man wat nie sy eie plaas het nie. Hy huur grond en hy boer voltyds. En hy doen alles wat 'n boer maak, maar dit is nie sy eie plaas nie, né? Dit behoort nie aan hom nie. Jy leen dit net, of jy huur dit net. Jy leef saam. Maar dan is daar 'n huwelik, 'n kontraktuele ooreenkoms. Dit is wanneer die egpaar dan daardie amptelike ding doen deur by 'n huweliksoffisier, wil ek dit amper maar sê. Dit kan of 'n magistraat wees, of dit kan 'n dominee wees wat aangestel is as huweliksbevestiger om te gaan ja sê. En dit hoef nie 'n groot storie te wees nie, hoor. Nou, as jy na die Ou Testament kyk, is dit wat die Here pad geloop het met Abraham. Hy sê vir Abraham, ek wil vir jou 'n verbond opstel, 'n ewige verbond. En dan is hulle sy volk, sy kinders, sy eiendom. En nou is die hartseer wat in Johannes 1 vers 11 sê, dat Jesus het na sy eiendom gekom, en die mense het hom nie aangeneem nie. Is amper soos die verlore seun. Ja, ek is uit die gene van my pa gebore, maar ek vat die pad en ek loop. Ek wil nie by hom bly nie, ek wil nie deel wees van hom nie, ek wil my eie pad loop.
Want die oudste seun was ook nie beter nie, alhoewel hy gebly het en soos hy homself noem afgesloof het op die plaas, was sy hart nie daar nie. Hy's nie regtig ingekoop in die boerdery en in die besigheid nie. En daarom is bekering heeltemal iets anders. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Here, dis waarvoor ons bid. Nie dat ons net U ken akademies nie. Nie dat ons net deel is van die kerk en die kerk gebruik vir troues en begrafnisse en nagmale en om goed te voel of wanneer ons hulp nodig het, kos of ondersteuning nie. Maar dat ons 'n ewige verbond met U het. Dat ons vasgemaak is aan U, dat ons U volk, U kind is, U eiendom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi dag hê. Mooi loop.